jy die woordjie hoor, offer, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes inkom? Een braaivleisvuur. Ja, nee, ek like die oom. Hulle sê, great minds think alike, but fools never differ. Die eerste ding wat ons in ons gedagte kry, wanneer ons die woordjie hoor offer, is dit vlamme. Reg? Nou ek is iemand, ek hou glad nie daarvan as ons vleis braai en hulle wil vir my 'n offerhande gee nie. Jy weet, dis daai stukkie wat jy eers met die hamer moet bykom om hom weer sag te kry, dat jy hom kan kou, want hulle braai die lewe uit hom uit. Ek is nou nie ek hou nie van daai stukkie offerhande nie. Hy kan so liggies geoffer wees, dan hou ek baie van hom. Maar hier is iets, net 'n voorbeeld van waarmee ons gewoond is, of waaraan ons gewoond is. Ek meen, baie van ons het groot geword met die kinderbybel in die huis. En ek beklei met my dogter, want sy's nie lief vir lees nie, my tweede een. Geef vir haar prentjie, dan maak sy haar storie op. Nou ek was baie lief vir die kinderbybelse prentjies. Hulle kan stories lees, ek lees die prentjie, dan weet ek presies wat sê die storie. En hierdie is nou 'n voorbeeld van 'n offer wat gebring was in die Bybelse tyd. Jy moes jou lam of jou bok of jou bees moes jy gebring het. Jy moes dit na die priesters toe gebring het. Daar was vuur op hierdie altaar. En dan is hierdie offer van jou geslag en hy is op hierdie altaar geplaas, dele van hom, nie altyd alles nie. Baie keer was dit net van die binnegoed en van die vet, want dit het 'n sekere geur, 'n reuk gegee. Ons verstaan wat dit beteken om te offer, nê? Nee. Nou, as jy 'n ouer is, dan leer jy en jy verstaan ook wat dit beteken om op te offer. Ja. Sê niks verder nie. Want wat sal ons as ouers doen vir ons ou bloetjies? Alles onder die son. Want ons wil hê dit moet so maklik met hulle gaan, en partykeer is dit eintlik gevaarteken. Jy sien, daar kom hy nou. Wil hy buite hang of wat sy probleem? Kom ek sit hom saam die liphuis, miskien word hy gesoef daaronder. Partykeer is dit nodig dat ons nie vir ons kinders alles gee en doen wat hulle graag wil hê nie. Want hulle moet ook leer om te waardeer. Dis 'n kuiersessie vir 'n ander dag. As jy jou Bybel by jou het, maak hom vir my oop. Psalm 50. As jy nie jou Bybel het nie, dan moet jy nou hoop ek het so ver gegaan om vir jou die Bybelvers op die bord te sit. Ek weet nie of julle pastoor so gaaf is nie. Is hy so gaaf? Julle is lui.
Toe maar. Van nou af is ek Gawie, hoor? Want ek het ook vir julle die Bybelvers op die bord. Lees saam met my Psalm 50. 'n Psalm van Asaf. Ons gaan so die eerste paar verse gaan ons saam lees. Jy moet nou maar net saam met my lees asseblief. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van die skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor, my volk, dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is myne. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Net tot sover. Ek wil met u gesels en ons gaan nou net so bietjie teruggaan en net bietjie perspektief kry, maar ek wil met u gesels oor 2 verse en dit is vers 14 en vers 15 van Psalms 50. Hy sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ongelukkig is baie van ons vasgevang en ons kan net vers 15 quoteer. As die probleem kom, want weet jy wat, ons probleme kom partykeer so in drup, 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 en dan partykeer kom hy somme tjor. Ons het ook mos maklik wat ons sê, ag man, jy weet al die moeilikheid gebeur in 3. As ek nou my 3de moeilikheid gekry het, dan is dit nou verby, dan gaan dit nou weer beter gaan. Ja, spreek dit maar oor jouself. As jy met wêreldsmense te doen kry, dan sê hulle vir jou, ja, maar dis hoe dit werk, dit kom so in 3, ja, right, joune mag maar. Ek soek dit nie.
Maar die oomblik wanneer moeilikheid aan jou deur kom klop, dan quoteer ons die skrif en ons sê die Here se woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dis waar, my broer. Maar daar is 'n voorwaarde voor jy by hierdie belofte kan uitkom. Ek lees graag hier vir u net in die Amplified. Hy sê, offer to God the sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. Dan sê, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you shall honor and glorify me. Hierdie psalmskrywer Asaf, hy het begin en hy in die eerste 6 verse is hy besig om die grootheid van die Here te beskryf. En die grootheid van sy krag te beskryf. En hoe hy sê dat uit hom, hy sê uit Sion, die volkomenheid van die skoonheid verskyn God in ligglans. Ons God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig. Liewe vriende, ons kan nie bedink wie is hierdie God met wie ons te doen het nie. Ons het nie eers 'n prentjie van dit nie. Want daar is niks wat dit kan beskryf hoe hierdie God van ons lyk nie. Hy is liefde van self, maar hy's ook 'n verterende vuur. Dis die God wat ons dien. En hy probeer hierdie grootheid van die Here beskryf vanoggend. Het my Boeta net daar in Openbaring 6, nê? Openbaring 4, het hy gelees van hierdie 4 lewende wesens. En van die 24 ouderlinge, wat 24 uur elke dag, 24/7, is hulle voor die aangesig van die Here. Die 4 lewende wesens is rondom sy troon. En al wat hierdie 4 lewende wesens doen, is hulle roep net, heilig, heilig. Heilig is die Here God, die Almagtige. Dis al wat hulle doen. Die 24 ouderlinge val op hulle aangesigte, met hulle krone in hulle hande. En wat doen hulle? Hulle roep uit, heilig, heilig is hierdie God. Dis al wat hulle doen. Want weet u, die Here het hierdie wesens geskape om dit te kan doen. Dis hulle werk. Hoekom is u geskape? Jy al gedink? My oom sal sê om te kan boer, pastoor, wat het jy nou gedink? Die slagter sal sê om te kan met vleis werk. Die bakker sê, ag, dis maklik om koek en meel of om meel en bestanddele bymekaar te gooi want ek bak 'n koek. Pragtig. Waarvoor is jy gemaak? Al gedink? Enige iemand 'n antwoord?
om God te verheerlik. Verduidelik gou vir my. Verduidelik gou vir my, wat bedoel jy? Ja? Omdat ek asem het. Nog iemand? Ons gaan nou verder. Ek het 2 prentjies op die bord. Die een is 'n persoon wat op sy knieë sit, met sy hande uitgestrek. Die Hebreëse woord, the Hebrew word for thanksgiving is yada. Dit kom van die woord yad. Yad is hand. Om my hand op te steek. En dan natuurlik iets wat baie minder gebeur in ons Pinksterkerke. En dis om die Here te loof met 'n hande klap. Hier van vers 7 tot vers 13 skryf die psalmdigter en hy praat van hoe dit is wat die Here doen wanneer ek en jy offers bring. Hy kyk daarna. Hy het dit ingestel. Hy het sy volk geleer toe hulle uit die woestyn uit of toe hulle in die woestyn is, toe hulle uit Egipte land uitgekom het, het hy sy volk geleer en vir hulle gesê, ek wil hê julle moet offers bring, en dan is daar 'n hele reeks offers uiteengesit. En een van die offers is 'n dankoffer. En weet jy, die Here het dit so beskik en so laat die volk dit doen, laat hulle elke dag teen 3:00 die middag 'n lam slag om die Here se naam groot te maak. 'n Dankoffer elke dag. Nou as jy nou 'n boer is, dan moet jy nou vinnig somme maak. Want ek weet hulle doen dit graag. Elke dag 365, 'n jaar. $10 jaar, 3600, nee. 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar in die woestyn. Hoeveel lammers was daar geslag? Kom gou. OK, ek gee op. Gryp gou jou masjien, calculate gou. Kom, wie kan gou sê? Ek weet nie. Ek wil net 'n ballpark figure hê hierso. Praat met julle, ons kuier. Amper 15,000 sê oom Pieter. Dit is net om vir die Here dankie te sê. Nou praat ons net van die 40 jaar in die woestyn. Never mind al die ander lammers en bok lammers wat geoffer was. En die Here sê, het ek julle beeste eintlik nodig? Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne. Al die diere behoort aan hom. Hy sê, almal 1000 op die heuwels behoort aan my. So wat wil hy eintlik hê? Wil hy eintlik hierdie bokke en hierdie beeste geslag hê? Nee. Dit was 'n manier om hierdie mense te leer dat hulle moet in dankbaarheid
dankbaarheid leef teenoor die grootte God van hemel en aarde. Daarom kom hy en hy skryf in vers 14. Vers 13, sou ek vleis van stiere eet of die bloed van bokke drink, met ander woorde, sou hy nodig gehad het om soos die ander wat afgode aanbid, om hierdie diere te bring en te slag en te offer, en met die gedagte dat hulle God drink die bloed en hulle eet die vleis. Nee, 10.000 maal nee. Maar weet jy, wat soek ons God? Wat soek die Here van my en van jou? Hy soek jou dankbare hart. Hoekom is ek gemaak? Hoekom is ek op die aarde? My oom het gesê, want ek het asem in my neus. Vir watse rede? Om die Here te dank vir wie en wat hy is. Om die Here voortdurend te dank vir wat hy vir my doen. Om die Here voortdurend te dank vir wie hy vir my is. Daarom sê die psalmdigter daar, offer dank aan God. Nie een van die offers wat enige persoon gevat het na die priester toe, was verniet nie. Dit het elke persoon iets gekos om 'n offerdier te vat om geoffer te word. Ons het net nou gehoor, as jy 'n boer is en jy het skape waarmee jy boer en jy wil hierdie skaap, jy wil die Here eer, dan moet jy weet, jy moet 365, 700, jy moet omtrent, jy moet maklik hier by 2000 plus skape hê, sodat jy elke dag 'n lam kan vat. Nee, nog baie meer. Om elke dag 'n lam te offer, is dit moontlik? Nee. Daarom kom die psalmdigter en hy sê, die Here wil hê ek en jy moet hom dankie sê. Pastoor, ja, ek hoor jou. Ek weet nie altyd waarvoor kan ek dankbaar wees nie. Waarvoor moet ek dankbaar wees? Almal van u het die oë oopgemaak vanoggend, né? Ek hoop so. Dit vat ongeveer 169 spiere om jou oog te oop te maak. Jy vir die Here dankie gesê dat jy jou oë kon oopmaak. Wie kon opstaan uit die bed uit? Hoopelik ook almal, man, party van ons rol uit die bed uit. Almal kan nie opstaan nie. Dankie Here. Wie vanoggend ons almal het, ons begin daar, 'n mooi paar skoene aangetrek. Het jy al gedink om vir die Here te sê dankie vir my skoene? Ag man, dis stupid, pastoor.
gaan praat daai goed by Volksrus. Wag. As jy skoene het en jy kan dit aantrek, aan wat sit jy jou skoene? Daar's mense wat nie voete het nie. Ek en u moet eintlik 'n lewe van dankbaarheid leef. Elke oomblik van elke dag, elke tree wat ek gee, elke geleentheid wat ek het, moet ek eintlik sê, Here, ek dank U vir wie ek is. Ek dank U vir wat ek het. Ek dank U dat ek na U toe kan roep, Here. Ek weet U is my God, want U is nog altyd vir my daar. Kyk wat sê die woord van die Here in Hosea. Hoofstuk 6 vers 6. Dis Hosea wat besig is om te profeteer. Hy sê, want ek, dit is die Here, het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie. In kennis van God meer as brandoffers. Die Here wil hê dat ek en u ons gedagtes moet verander, ons ingesteldheid moet verander, om ander oë te gebruik, om na die wêreld te kyk en na ons omstandighede te kyk. Want die Here het 'n behaag in liefde en nie 'n offerhande nie. Met ander woorde, wat help dit? Jy wil 'n offerhande bring, jy wil 'n skaaplam gee, jy wil 'n bok gee, jy wil 'n bees gee om die Here te eer en te offer, maar jy het geen liefde nie, dan help dit niks. Want weet jy waaroor gaan dit? Die Here onse God kyk nie na die uiterlike nie. Maar hy kyk na jou hart. Hy kyk na die motief van jou hart. Al het jy die vermoë om honderde en duisende beeste en skape te kan slag om vir die Here te bring as offers, my broer en suster, as jou hart nie reg is nie, dan beteken jou offer niks. Ek en u het nodig om met 'n opregte hart die Here te eer en vir hom te sê, Here, ek is so dankbaar. En nou weer kan jy met jou woorde 'n storie spin. Laat dit vir jou mooi lyk, maar jou hart. Waarvoor moet ek dankbaar wees? 1 Tessalonisense 5 vers 8. Wees in alles. In alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Om dankbaar te wees. Weet jy, dit is partykeer baie moeilik. Ek moet partykeer diep gaan soek om werklik vir die Here te kan sê, Vader, dankie. Nie lippetaal nie, maar uit jou hart uit. En ek wil hier die volgende stelling maak. Baie keer gebeur dit met ons, dat daar dinge oor ons pad kom, en ons kry groot verlies. Ons sukkel. Want partymal is dit die manier wat die Here gebruik om ons dankbaarheid te leer.
Ouch! Daai een maak seer, ek weet. Ek het daai pad geloop. Ek het daai pad geloop. En die Here het ons geleer om dankbaar te wees vir elke moontlike ding wat ons het. Ek partykeer luister ek na mense en dan bid hulle vir hulle kos en dan sê hulle, Here, baie dankie vir hierdie voedsel en dankie dat ons dit het en dankie dat ons dat het. En dan eindig hulle, en Here, maak ons tog opreg dankbaar. Come on, man. Jy kan nie die Here vra om jou dankbaar te maak nie. Jy moet dankbaar wees. Ons wil hê die Here moet 'n towerstaf gebruik en kort oor ons swaai om ons harte te verander. Nee, jy moet jou hart verander. Ek en jy moet begin en ons moet sê, Here, hier is ek. Ek is dankbaar vir A, B, C, wat ook al. En weet jy, baie keer moet dit gebeur, laat ons in dankbaarheid teenoor die Here net begin lofprys en dans voor sy aangesig, want hy is goed. In Psalm 116 skryf die skrywer daar, die Psalm word nie gesê wie hom geskryf nie, maar op 2 plekke skryf die psalmdigter daar en hy sê dat om geloftes te maak, moet ons dit betaal. En hier is 'n ding, baie keer kom ons in 'n probleem, ons offer dank aan die Here, maar in hierdie probleem, dan sit ons en ons sê, Here, as U my hier help, gaan ek so maak en ek gaan so maak. Here, ek sal U dien. Dis die gevaarlikste ding wat jy onder die son kan doen, is om te sê, Here, as U dit, sal ek dit. Want ons mens kan nie 'n belofte hou nie. Hy sê, offer dank aan God, betaal julle geloftes aan die Allerhoogste. En dan sê hy, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred. Maar, jy moet my eer. Hoeveel keer wanneer die Here jou help en die Here voorsien, praat jy met ander mense en getuig jy openlik en jy sê vir mense, hoe goed was die Here vir jou? Doen ons dit? Gebeur dit hier in Standerton? Wat ek net nie sien nie. Iemand moet nou net nie hulle hand opsteek nie, nou voel ek dalk. Weet jy wat, my geliefde broer en suster, my vriend, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En dit is om ons dankbaarheid teenoor ons God aan almal te kan verkondig. Om elke dag in dankbaarheid te leef, gaan mense dit sien en mense gaan begin vra, want weet jy wat, hoe kan jy altyd so bly en opgewonde wees? Hoe werk dit? Ag man, Jesus bly in my hart. Ja, prys die Here dat Jesus in jou hart bly, maar is jy nie dankbaar vir dit wat hy vir jou doen nie? Is jy nie dankbaar dat hy jou siel gered het nie? Baie jare terug, in 'n gemeente. Dit was nog voor daar veranderings gekom het. Wat Pinkster nog Pinkster was. Gee die pastoor 'n kans dat daar getuienisse, mense getuienisse kan lewer.
En daar is 'n ou oom in die kerk. Ek gaan nou nie tone trap nie. En die oom, elke diens staan hy op. Dan draai hy na die gemeente toe, vol durf, sê ek prys die Here, hy het my siel gered. Sit hy. Oggenddiens, aanddiens, oggenddiens, aanddiens, weke, maande. En daar sit so 'n ander man wat nie, hy het nie in die ryp geslaap nog nie. Jy weet, hy het nog 'n mooi kapsel. Want die wat so wit is, hulle slaap in die ryp. En hier die jong mannetjie, vol bravade, gaan na die pastoor toe. Hy sê, pastoor, asseblief, praat net met oom Alwyn. Ek kan dit nie meer hanteer. Het hy niks anders om te kan sê, as om elke keer op te staan en te sê, prys die Here, hy het my siel gered nie. Het hy niks anders om te sê nie. Ag, ek is so dankbaar vir die woord van die Here, wat vir ons leer daar in Jakobus, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, en hy sal hom dit gee. En die pastoor het seker gevra vir wysheid in daai oomblik, want hy wil nou nie vir oom Alwyn in 'n slegte lig sit nie, en hy wil ook nou nie hierdie ou 'n aanstoot gee nie. En hy sê vir die persoon, hy sê, weet jy, daar is geen groter getuienis as om te sê ek is dankbaar dat die Here my siel gered het nie. En weet jy wat gebeur met hierdie jong man met bravade? He had to zip it. Hy het niks meer om te sê nie. Want daar is geen groter werk, daar is geen groter dankbaarheid eintlik binne in my en in jou as om te sê, dankie Here, dat U my siel gered het. Paulus skryf van die gemeente van die Filippense en hy sê vir hulle in hoofstuk 4 vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Verstaan u hoe belangrik dit is dat ek en jy dankbaar sal wees? Ek het die boodskap getema vanoggend, 'n offer, Here. Want ek weet nie altyd wat nie, begin by dankbaarheid. Wanneer jy in die oggend wakker word, sê vir die Here, Here, dankie dat ek wakker geword het vandag, want jy kon net sowel nie wakker geword het nie. Dankie Here dat ek kan opstaan, dankie Here vir my voedsel, dankie vir my klere, dankie vir my huis, dankie vir my kar, dankie vir my werk. Ek verpes my werk, Here. Jy verstaan nie. Dankie Here dat ek 'n werk het. Want daar's baie mense wat nie 'n werk eens het nie. Wanneer ons hierdie Filippense 4 vers 6 begin toepas, dan moet jy nie ophou by vers 6 nie. Maar jy moet net vers 7 ook bylees. Want dit gaan met jou gebeur. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis wanneer ek met alles na die Vader toe gaan, my behoeftes aan hom bekend maak, hom smeek vir uitkomste,
hom dankie sê vir wat hy reeds gedoen het, dis geloof. Want dan kom hy en hy bewaar jou sinne. Hy bewaar jou gemoed. Hy bewaar, he protects your sanity. Waar? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar. Deur sy vrede bewaar hy jou in Christus, want dis Christus wat die werk kom doen het. Om 'n lewe van dankbaarheid, liefde, gehoorsaamheid, aanbidding, onderdanigheid en om altyd in opregtheid jammer te kan sê. Dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Dis wat hy wil hê hoe ons harte moet wees teenoor hom. Dis wat hy wil hê hoe ons elke dag ons ingesteldheid moet wees. Dankbaarheid, liefde, gehoorsaamheid, onderdanigheid, in aanbidding en dan opregte hart van erkentlikheid. Want daar's niemand onder hierdie son wat nie foute maak nie. As jy al gedink het jy's een van daai wat nog nooit en wat nie foute maak nie en nog nooit in jou lewe 'n fout sal maak nie, dan wil ek vir jou sê, wake up, little Susie, wake up. Want dit gebeur nie. Ons almal maak foute, maar die opregtheid van ons hart, dis waaroor dit gaan. Om na die Here toe te kan gaan, vir hom te uit opregte hart uit dankie te kan sê, dis wat hy wil hê. En wanneer jy dit begin beoefen, hou dop. Hou dop hoe die Here jou lewensomstandigheid, jou situasies waarin jy jouself bevind, gaan verander. Hou dop. Om die Here te dien is 'n praktiese beoefening. Dis nie om Sondagoggend hier by die kerk te kom stop, hier in te stap, so mooi saam te sing, saam met die musiekspan en die orkes en prys die Here, dit is so goed. Die pastoor lewer 'n mooi boodskap. En dan gaan ons huis toe en dan begin die week weer van voor af. Dis nie wat dit beteken om die Here te dien nie, dis godsdiens. Om die Here te dien is 'n saak van elke dag. En hoe meer ons in dankbaarheid leef, ek is so bly, my oom het vanoggend opgestaan en gesê, hy is so dankbaar, dat die Here hom geseën het met 'n goeie oes. Dit het so goed gegaan, prys die Here, want weet jy wat, die oomblik, wanneer ons die naam van die Here oplig, deur ons dankbaarheid, kom hy, en hy lig ons ook op. En die duiwel kry dit reg om jou oë toe te maak, dat jy net heeltyd in die slegte en die lelike goed vaskyk, en jy vergeet om dankbaar te wees, want hy weet, daar is krag in danksegging, en 'n offer van danksegging te bring. So wil jy in oorwinning leef? Dis net 5. Net 5 ouens uit 110, kom aan, man. Wil jy in oorwinning leef? Dan moet jy dit begin sê.
Want jou woord het krag. En hoe meer jy dit spreek, hoe meer gaan dit 'n werklikheid word. In ons eie gemeente het ons 'n probleem gehad. 'n Groot vette. En ek werk eendag op die dak by die pastorie, ek's besig om geete skoon te maak. En terwyl ek besig is om hierdie geete skoon te maak, is dit asof die gees van die Here so bietjie kom tik. Het jy dit al gebeleef? So bietjie vir jou sê, hey Wena. Hey. Waarom vervloek julle finansies? Ek steek vas daar op die dak, ek is amper vooroor, maar ek steek darm vas en ek staan so bietjie terug. Ek sê, Here, wat nou? Waarom vervloek julle finansies? Nou, jy moet nou mooi verstaan, ek is nou net kort daarso. Maar ek het gehoor dat daar word gesê, as iets gedoen moet word, daar is nie geld nie. Daar is nie geld nie. Ek sê, Here, vergewe my. Ek vra U, vergewe my, dat ons so gepraat het. Ek praat met ons tesourier en ook met die visievoorsitter en ek sê, ek wil nooit weer hulle monde hoor, as ons iets moet doen, daar's nie geld nie. Nou praat ek nie van ons wil bou nie, ons wil breek nie. Ek praat van goed wat net moet reggemaak word. Met ons een raadsvergadering bid ons saam, ons sê, Here, vergewe ons dat ons verkeerde woorde gespreek het. Van nou af kies ons om lewe te spreek. As die Here wil, begin November is ons 2 jaar daar. As ek vir julle moet sê, wat het ons nou al alles reggemaak? En wat dit alles gekos het? En waarmee ons besig is? En wat dit huidiglik kos? En as jy moet weet, wat gaan in die bankrekening aan? Dan wil ek vir u sê, dat ek dien 'n lewende God. En ek is dankbaar vir sy voorsiening. Want weet jy wat, ek het die tesourier gaan vra, Tannie, gaan kyk vir my, sy's 30 jaar die tesourier van die gemeente, gaan kyk vir my, waar kom dit vandaan? Sy kom na my toe met trane in haar oë, sy huil, sy sê vir my, pastoor, ek weet nie, daar's nie meer mense wat betaal tiende gee nie, daar's nie meer mense wat bygekom het wat bydra nie, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, ek sê vir haar, dit is die seën van die Here. Hoekom? Want ons het omgedraai en ons begin die Here dank vir alles. Hoe meer jy die Here dank en danksegging uitspreek, hoe kragtiger gaan hy word in jou lewe, in jou gesondheid, in jou finansies, in jou verhoudings, op elke plek van jou lewe, by jou werk. Ons almal werk nie vir goeie basis soos ek nie. Ek werk vir die beste baas onder die son. Werk vir die hemelse Vader.
Maar hierdie werk het Henk se verantwoordelikheid. Maar weet jy wat? Ons almal het nie 'n lekker werk nie. Maar begin die Here dank vir dit wat jy het om te doen en die voorsiening en kyk hoe die Here vir jou gaan voorsien. Amen. O, Here help verstaan het dan. Ons het nodig om te begin lewe vir die Here. En waar jy 'n kans het en waar jy geleentheid het, spreek jou dankbaarheid uit. En wanneer jy 'n ou dansstappie kan doen voor die Here, dan doen jy dit, want dis wat die Here wil hê. Ons moet vir hom dankie sê. Geef vir 'n kind 'n sweetie. Come on. Hy begin hande klap en hy begin hop en jump en hy spring so van opgewondenheid, want dit is wat die Here wil hê. Ons moet ook so dankbaarheid betoon. Iemand gee nou die dag vir sy kind 'n kar. Dankie pa. Dit moet gebeur. Ek is geregtig daarop. Eintlik doen ons ouers ons kinders 'n groot onreg aan. My eerste motorkar was 'n Ford Anglia. En daar's net 'n paar wat gaan sê ek ken hom. En dis die manne wat in die ryp slaap. En 'n Ford Anglia het 'n venster wat voeltjieproof is. Ek ry met hom, laat die water hier by die windscreen voor in die hoek en dan stroom die water so in as dit reën. Toe kry ek 'n upgrade. Toe kry ek 'n Volkswagen Beetle. Selfgespook, selfgespartel, selfgestoei. Daai jare, ek het vir hom R5.500 betaal. My pa het my gehelp en ek moet hom R500 'n maand terugbetaal. En ek kry net oor R1.000 by. Ja, helfte van my by vir my pa, want ek het nou 'n rentkar. Gesukkel met die ou, gespook met die ou. Maar weet jy wat? Dit het ons geleer om dankbaar te wees. Want elke keer as ek in die ouetjie geklim het, dan sê ek, Here, dankie, ek hoef nie te loop nie. Dankie, ek hoef nie bicycle te trap nie, martelpyp met hierdie bene. Dit sal nie werk nie. Maar dis hoe die Here werk. En dis hoe die Here voorsien. En dit is wat ons 'n inherente, diepe dankbaarheid leer. Pa, ma, oupa, ouma, moenie vir die kinders alles gee wat hulle wil hê nie. Stop dit. Laat hulle werk vir dit. Kinders, julle kan maar sê, daai pastoor moet teruggaan na sy dorp toe. Hy kom net slaai in my slaaikrap, want nou kan ek nie kry wat ek wil hê nie. Bad luck, ek gaan net nou ry. Dan se ek uit jou hare uit. Maar jy moet nodig hê om iets te leer in die lewe. As ons dit te maklik kry, dan leer ons niks. Ek sluit af. My dogter is besig om te studeer. Nou doen sy afstandonderrig, sy doen dit deur AROS. Sy is besig om te leer vir 'n onderwyser en sy sê nou vir ons. Ja, hierdie dosent is so stupid. O, nogal? Ja. Sy kan nie eers vir ons sê waaroor gaan die lang vraag gaan of vir ons bietjie help met afbakening nie.
Ek dag by myself, my heerlikheid, jy's besig om 'n graad te studeer. Dis nie 'n lollipop wat jy moet kry nie. Jy moet werk vir daai graad. Leer alles. Stop dit. Jy moet leer om te waardeer, want weet jy wat, die dag wanneer hulle daar bo staan en hulle daai snaakse hoed op en hulle word hierdie goedjies omgesit en hulle word gekap op die kop met daai pampier, dan waardeer sy dit want sy het hard gewerk. Ja. Niemand sê amen nie. Want weet jy wat, sy kon net so wel daar by die vet moet ek dit sê. Moet dit nie opneem nie. Sy kon net so wel daar by die Nigerian gegaan het. En so 'n bietjie gepaar, jy ken mos in Suid-Afrika hoe werk dit. Net so 'n paar geskuif en dan kry sy hom. Maar weet jy wat dan beteken dit in hulle op 'n kontrak? Niks. Want sy het nie gewerk vir hom nie. Wanneer jy in 'n probleemsituasie kom, wanneer jy gekonfronteer word met dinge wat verkeerd loop, weet dit, leerproses. Gaan ek dankbaar wees? Paulus sê, wees in wat dankbaar? Sê dit weer 'n bietjie vir my. Nog 'n keer. Glo dit. Die ou Pinksterkoortjies het mos net een vers gehad. Onthou julle? Ryp manne. En daai versie sing ons oor en oor so 4 of 5 keer. Is dit nie reg? Kom, ek sien julle is uit die kleerlike gemeenskap. Julle doen dit ook, né? Weet jy hoekom? Jy sing hy liedjie, dat jy die woorde leer ken. Dan sing jy daai liedjie, tot jy alles in kan leef met hom. En dan sing jy daai liedjie tot hy werklikheid word. En dit is waaroor ek 'n offer moet bring. 'n Offer, Here, van dankbaarheid. Ek moet dit beoefen en oefen, dat dit vir my 'n werklikheid word. As jy nou hier buite 'n Lamborghini het, dan moet jy vir die Here sê, as jy in hom gaan klim, want jy gaan lê, mos. Dan moet jy sê, Here, ek dank U vir my kar. En as jy hier buite ou 1940 Fordjie het, wat jy amper nog met die slinger moet draai, dan sê jy, dankie Here, ek het 'n kar om mee te ry. Maak nie saak hoe hy lyk nie, ek het 'n kar om mee te ry. Wees in alles dankbaar. Kom ons bid saam. Vader, met 'n hart van dankbaarheid kom ek na U toe. Ek is so dankbaar vir U groot liefde. Ek is so dankbaar, Here, dat U my God is. Ek is dankbaar vanmôre dat U U seun gestuur het. Hy vir my 'n prys betaal het, sodat my siel gered kon word. Dankbaar, Here. En ek bid vanmôre vir hierdie gemeente van Eklesia, dat U, Here, deur die krag van die Gees in elkeen van hulle se harte vanmôre dit gaan inbrand en dit gaan wakker maak, dat ons altyd deur 'n offer van dankbaarheid sal bring aan die Here, en dan kan ek hom vra in benoudheid om my te red, en hy sal dit vir my doen, want ek is in alles dankbaar. Dankbaar
dankbaar dat U hierdie gemeente seën, Here. Dankbaar dat U elke persoon wat in 'n posisie is, Here, bedieningsposisie is, dat U hulle seën, dat U hierdie kerkraad seën en ook so vir pastoor Jacques, Here, en sy vrou, dat U hulle ryklik seën. Here, dankbaar dat hulle hier kan staan om die woord te bring, die evangelie te verkondig aan hierdie gemeente. Seën hulle daarvoor, Here. Bid ek en ek sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen.